Welkom terug. President Cyril Ramaphosa het verlede week sy kabinet geskommel en aangekondig dat Willie Oukamp die nuwe minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing is. Minister Oukamp is gistermiddag amptelik ingesweer en het besluit om vanoggend sommer hier by ons in die ateljee te kom kuier. So goeiemôre, good morning en welkom hier by ons. Goeiemôre, good morning. Baie dankie dat ek hier kan wees. Dit is 'n groot voorreg. En ek dink dit is nou al teen die tyd niks nuut nie, maar ons is verskriklik besorgd oor die omgewing, so dis net gepas om minister vanoggend hier te hê. So baie geluk met die aanstelling, maar hoe voel dit om nou in hierdie pos of in hierdie amp te dien? Dit is 'n ongelooflike eer en 'n ongelooflike voorreg, maar ek dink mense moet altyd besef dat dit is 'n ongelooflike verantwoordelikheid. En weet die blou ligte wat ons glad nie gebruik nie, maar die karre en die wagte en al daai dinge, na 3-4 dae as jy daaraan gewoond, dan lê die werk voor, dan is dit wat jy nou moet doen en hoekom jy hier is en die skouer aan die wiel sit. Ek het nadat ons gisteroggend vroeg daar by die Uniegebou ingesweer is ek na my kantoor toe, ek het daar met die direkteur-generaal ontmoet en letterlik op die eerste dag aan die werk gespring, tot laat gistermiddag aand daar doenig gewees, so ons het sommer met die deur in die huis geval en klaar begin werk. En daarom waardeer ons dit dat jy ook so vroeg vanoggend hier is by ons. Nou goed, vir diegene wat miskien nie weet nie, want jy verwys nou na al die werk wat voorlê, wat behels die verantwoordelikhede van hierdie spesifieke portefeulje? In terme van die grondwet bestaan hierdie ministerie om te kyk daarna dat ons land, hierdie pragtige land van ons, sy natuurerfenis moet beskerm word. Ons is hier in Suid-Afrika, ons mense is rentmeesters. Ons besit nie wat ons het nie. Ons wil dit eendag vir ons nageslag nalaat in 'n beter toestand as wat ons dit ontvang het. En ons hoop dat ons hulle so groot gemaak het dat hulle dit ook eendag vir hulle nageslag in 'n nog beter toestand kan plaas. So ons het hierdie verantwoordelikheid om ons gemeenskappe te laat ontwikkel, om ons ekonomie te laat groei en dit deur die natuur te doen op 'n manier wat volhoubaar is en op 'n manier wat ons natuur dit vir eeue en eeue nog verder kan doen. Dit help nie ons doen populistiese dinge om gou-gou 'n groepie mense ernstig gelukkig te maak, maar jy gaan dit vir 5 of 6 jaar doen en dan is daar die bron uitgeput nie. Ons moet die mense op 'n manier in die natuur laat in sinergie saamleef, dat dit wat hulle uit die natuur uit kry, wat hulle bevoordeel, vir letterlik eeue nog kan aangaan. En daar lê die balans en dit is wat ons moet doen en toepas. Goed, nou ek dink iets waar almal wonder is of die strande of ons strande en die kuslyne oor die algemeen gereed is vir die Desember vakansiegangers. Ons strande is gereed. Ek dink net die belangrike is ons moet werklik waar almal aan boord kry. Ek is besig om te reël, ek gaan nou in Mosselbaai vakansie. Nou vakansie gaan vir my nou so bietjie anders wees. Ek is besig om te reël met die burgemeester daar in Mosselbaai. Hy sal vandag nog die oproep en die dinge kry om byvoorbeeld op die 27ste na die Kersfees, die rush hour van Kersfees, om daar in te stap en bietjie te gaan strande skoonmaak. Ek dink as elke persoon daardie verantwoordelikheid op hom neem dat wanneer dit by ons strande kom, jy gaan so intoe, jy los net voetspore. Jy los niks anders as die voetspore. Jy vat jou handdoek en jy vat jou papiersak en jy vat alles en jy gaan terug. As ons dit kan doen, maar dit lê weier as dit daar waar ou wat in die dorp bly dalk 'n papiertjie by sy kar se ruit uitgooi. Daai ding gaan ernstig in 'n waterkanaal af. Ja. En voor jy uitwees daai papiertjie ook in die see. So kom ons aanvaar almal kollektief hierdie verantwoordelikheid om op te hou om te rommel. En dit is 'n klein deel van 'n groter verantwoordelikheid wat ons het met betrekking tot natuurbewaring, maar jy het nou gevra oor die kuslyne, dit is wat ons moet doen. Ek stem heeltemal saam. Goed, net vir 'n oomblik. Pieter het nou vir ons vertel van 'n paar wette en so aan. Is dit onwettig om skulpies op te tel? Dit is onwettig om skulpies op te tel. En die rede is dat elke stukkie ding in die natuur het sy rol wat hy vervul. En baie van daai skulpies word fyn gemaal, dit word uiteindelik seesand, dit het 'n groter ekologiese verskil wat dit maak. So, maar nou moet ek vir jou by sê, ek is nou dag 1 in hierdie stoel, en as jy gaan kyk na al ons wette, wat jy nie mag doen in die natuur nie, wat jy moet doen, daar's 'n magdom vol van hulle, ek het baie huiswerk om nog te gaan oor nalees. So ja, maar toe hy die vraag vra, want hy het vir julle 'n paar vrae gevra, was 'n vraag oor, kan jy kalpens bestuur, boelhuis bestuur, en iets van 'n krokodil ook, maar toe hy daai vraag, toe dink nee, jy mag eintlik nie. Ons weet die mense doen dit, maar ons het 'n verantwoordelikheid. Ek dink dit gaan nie net oor daai nie, dit gaan oor die breër aanvaarding van ons verantwoordelikheid teenoor die natuur en dat ons moet verstaan, hier's 'n hele ekologiese stelsel.
En ons as mense is ook deel van daai stelsel. Definitief. En daardie hele stelsel moet werk en ons is elkeen 'n rat in daai masjien. Goed, ek het gister toe ek so 'n bietjie navorsing gedoen het op 'n berig afgekom op Netwerk 24 na aanleiding van 'n paar wildbewaringsorganisasies wat 'n gesamentlike brief aan president Cyril Ramaphosa geskryf het oor minister se aanstelling. Wat is jou boodskap in hierdie stadium aan daai organisasies? Dit was nie net hulle gewees nie. Dit was ook die Nasionale Dierebeskermingsvereniging wat kommer uitgespreek het. Ja. My boodskap aan hulle is dat ek sal altyd regverdig en altyd objektief wees. Hier's baie emosie betrokke in hierdie departement en veral met jou natuurbewaringsgedeelte. Jy het mense wat totaal anti-jag is. Jy het mense wat sê maar die jagbedryf bring vir ons baie geld en dis deel van ons kultuur. So kan ek teenpole teen mekaar sit. My antwoord aan hulle is ek sal altyd objektief wees, ek sal altyd regverdig wees. Kom sien my, ek het 'n oop uitnodiging aan hulle gerig. Die DBV of die NDBV het reeds met my kantoor in verbinding gewees en ons is besig om 'n vergadering te reël en ek sien uit daarna. Ek wil hulle moet my ontmoet. Ek wil hulle moet met my om 'n tafel sit, met my gesels en hopelik my passie raak sien wat ek het vir natuurbewaring. Ek is in natuurbewaring as 'n wildsboer al in vir die laaste 24 jaar en ek dink ons doen ongelooflike stappe om ons natuur vorentoe te vat. Maar wat ek wel vir hulle wil sê is dat elke besluit wat my departement gaan neem, Die tyd het ons ingehaal. sal gebaseer word op data en feite en wetenskap. Minister Willie Oukamp, baie dankie en baie sterkte. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug.